Hy is 'n waarmaker. Dankie vir die muur van vuur. As hy het vir Israel kon gedoen het, dan kan die Here dit vir jou ook doen. As hy het vir Joshua gedoen het, dan kan die Here dit vir jou ook doen. Die Here sê net soos ek met Moses was, so sal ek met jou ook wees. Jesus, wat die Here, halleluja, vir ander doen, kan hy doen vir jou, Jesus. Halleluja. Ons gaan ons gereed maak vir die woord van die Here. Ons gaan ons gereed maak vir die woord. Ons gaan prys sy naam. Jesus. Prys sy wonderlike naam. Die Here is vermoë. Die Here gaan 'n groot werk doen vir jou. Die Here gaan 'n wonderwerk doen. Jesus, halleluja.
die krag van die Here. Gee God net so jou beste prys. Jesus, hallelujah. Vader, baie dankie vir die dag dat U ons uitverkies het. Dankie Here dat U ons teen verwagting hierin gestuur het, in U huis en in U woning in. David sê, die is 'n vreeslike plek. Hier word ek beskut. Hier vind ek my krag. Hier is my oorwinning. Hier is my hoop. Hier is my bergvesting. Hier lê my deurbraak. Hier, Here, vind ek my oplossing. Die huis van die Here. Die huis van die Here. Kom beskud ons. Kom tel ons op. Kom voed ons. Steek ons aan die brand. Soos 'n brandhout het U my uitgehaal. Mag die vuur van die Heilige Gees ons vanoggend versterk. Dis nie, Here, met menslike krag nie. Dis nie met menslike vermoë nie. Maar dis die krag van die Here. Die krag van die Here. Dis vanmôre in staat stel. Staan meer as oorwinnaars. Ten spyte van die duiwel het nog gedreig om 'n stokkie voor my te steek.
om my voete oor die drempel van hierdie vreeslike plek. Maar die Here het my gered. Die Here het my gehelp. Die Here het my gesalf. Die salwing van die Here my soos 'n brandhout uitgehaal. Kom aan, moet ons nou, Here, in hierdie plek. Ons is in afwagting. Ons is wagtend. Vol verwagting. Here, ons het 'n moeilike week. Moeilike 2 weke. Moeilike 3 maande nou al. Maar die duiwel is alleen. God gee die vermoeides krag. Hy laat die lendele opstaan. Hy gee krag aan die moedeloses. Toe ek gedink het aan die Here, toe ek gedink het aan hierdie God, toe gee die Here my oorwinning. Dankie vanoggend, Here, dat U hier is. U mag so dierbaar is. You may have a seat this morning. Halleluja, ek is swaar vanoggend met 'n woord van die Here af. Terwyl ek laasweek in die gemeente in Vredendal sit, het ek nie noodwendig gegaan om iets te wil sê nie. En ek het glad nie eens my Bybel in die kerk gevat nie. En so wou ek nie iets sê nie. Want ek wil maar net daar wees, die pastor en sy vrou te ondersteun. Dat die Here, terwyl ek daar sit, sê die Here, hoor ek 'n stem duidelik. Dit is God se stem. Shoot an arrow of victory. Shoot an arrow of victory. In daai moment, prys die Here, het ek nie my Bybel by my nie. En ek weet nie hoe het ek dit nie. Die Here spreek daai Sondagoggend. En ek is vanoggend hier om vir u te sê, skiet 'n pyl van oorwinning. Terwyl jy in die toestand verkeer. Jy mag vandag dalk nie lekker voel nie. Mag vandag dalk deur 'n klomp goed gaan. Maar skiet vanoggend 'n pyl van oorwinning. Halleluja, prys die Here. Ek groet vanoggend al ons leiers, ouderlinge en hulle vrouens, evangeliste en hulle vrouens, diakens, hulle vrouens, die blomtuin van God. Groete in die naam van die Here. Juffrou Mac, Wildebees, Juffrou Manuels, al ons pastore vanoggend. Groete in die naam van die Here. U wat 'n besoeker vanoggend is, u is op die regte plek vanoggend. Dankie dat u tyd afgestaan het om saam met ons dan hier te vergader. Ek wil vir u die versekering gee, die Here gaan u seën. Die Here gaan u seën. Die diens se verloop is geweldig. Dankie Boeta. Ek het hierdie jong man toe hy 16 jaar oud is, toe kom hy die eerste keer tot bekering. En vanoggend is hy 'n man van vrou en kinders. You've been growing big, man. Jy het groot geword. En ek kyk hom vanoggend so, die ou het ook 'n lyf nou. Oh, suster, die Jona gee die man van die Here kos. Lyk soos 'n groot godsman. Die kerk was dit, as jy nie 'n liggaam kry nie, jy getroud is, dan daar 'n fout met die suster se kos. Amen.
Prys die Here, is dit waar? Waar is Suster Kinnie? Sy glo mos nie in daai godsmanne nie. Wat vet raak in die huis van die Here nie. Maar dis hoe ons dit mos ontvang het by U julle. Amen. Maar ons moet nie te vet raak nie, want dan kan ons nie vir die Here uitstaan nie. En vandag se tyd wil ons hê, hoe skiener die godsman is, hoe beter, né? Sodat hy kan hardloop vir die Here. Amen. Maar ons is ook nie jaloers as die manne gewig optel nie. Dit wys ook dat die manne, die vrouens, gee vir hulle goeie kos, prys die Here. Ander man het by die werk vir my gesê, hy sê vir my omfundies, is die geld wat so maak. Amen, prys die Here. Maar as ek gaan kortliks met u praat, feitlik net 'n verklaring wat ek wil maak. It is just a declaration that I want to make this morning. 2 Kings chapter 13 verse 16 and 19. Tweede Konings hoofstuk 13 versie 16 tot en met versie 19. Halleluja. Het is lekker om in die huis van die Here te wees. Ek was laas week daar in Vredendal en ek was geweldig versterk gewees deur Pastor Frederik se getuienis, wat die Here van die kake van die dood af weggeruk het. Oh my God. Thank you Jesus. En ek is vanoggend hier om 'n oorwinnaarsboodskap aan hierdie gemeente deur te gee. Ek lees die Baris dan versie 16. Die koning van Israel het dit toe gedoen nadat Elisa hom gevra het om 'n pyl te vat en die boog te vat. En die koning het dit so gedoen soos die man van God gesê het. En Elisa sê vir hom: sit jou hand op die boog. Volg die instruksie. Die koning het sy hand op die boog gesit. Elisa het toe sy eie hande op die hande van die koning gesit en gesê: maak die venster aan die ooste kant oop. Maak die venster aan die ooste kant oop. Die koning het dit oopgemaak en Elisa het beveel: skiet. Toe skiet die koning. En Elisa sê: 'n pyl van die Here se oorwinning. 'n pyl van oorwinning oor Aram. Jy sal Aram verpletter, verslaan in Afek. Verder sê Elisa: vat nou die pyle. Die koning het hulle gevat. En Elisa sê vir hom: slaan teen die grond. Die koning het 3 maal geslaan en opgehou. Die man van God het baie kwaad geword vir die koning en gesê: jy moes 5 of 6 keer geslaan het, dan sou jy Aram heeltemal verslaan het. Maar nou sal jy Aram net 3 keer verslaan. Dit is die woord van die Here. Nou Elisa was in die laaste stadium van sy siekte gewees.
Want sy siekte was tot die dood toe, evangelis. En terwyl hy vir die dood wag, kom Joas vir Elisa besoek. En terwyl hy die man van God besoek, word hy diep bedroef oor die toestand van die strydwa, die ruiter van God, wat maar nou net 'n skynsel is van die ou self. En hy roep uit hierdie woorde, hy sê, my Vader, my Vader. Hy sê strydwa en ruiter van Israel. Toe Elisa hierdie woorde hoor, toe konnek hy met sy vorige lewe. Ek het jare terug gesê, ek soek die mense wat vir my moet besoek, ek is bietjie bang wat hulle te sê het. Want die openbaring is, as jy iemand besoek, moet jy hom herinner. Ek sê, die koning herinner die strydwa. Toe hy sê strydwa, ruiter van God, toe vat dit hom. Toe hy in die vleer en in die beste tyd van sy lewe was. Toe kom die gees van 'n strydwa by hom op. Toe kom die ruiter gees binne hom op. En hy begin te profeteer oor die toestand van die koning se lewe. My God, hoor jy my, prys die Here. Halleluja, dit vat hom terug hoe 'n impak hy gemaak het. My God, ek is baie bang. Verstaan jy nou hoekom ek bang is? Dat enige een net kom besoek. Hy moet jou kan terugvat. Moet jou kan herinner. Toe hy herinner word, toe die koning hom aanspreek, toe maak die koning die sterk man en 'n siek man wakker. Oh my God. Halleluja. Elisa sê, vat die boog en die pyle. Halleluja. Maak die venster van die ooste, maak dit oop. Wat beteken dit? Toe hy die venster oopmaak, toe sê dit, dis 'n opening, dis 'n konneksie na die wêreld daar buite. Die venster sê, ek het hoop. Die venster sê, ek soek 'n ander atmosfeer. Ek soek die wind wat deur my lewe moet waai. Hy sê, maak die venster oop van die ooste kant. Die ooste praat van die plek of die rigting waar die son opkom. Hoe Here. Die ooste praat van nuwe begin. Die ooste praat die ou dinge het verbuig gegaan. Die ooste sê dat wat donker is sal met die lig oorweldig word. Die ooste sê my droefheid
oefen. It's not the end. As dit waardebaar is. Dis wat die Ooste sê. Hulle kan met jou roer en met jou voel terwyl dit nag is, maar as jy en ek die venster die vensters ek soek die son ek soek die son ek soek die son Jesus Jesus as het so moeilik gaan mama papa maak die venster oop na die Ooste toe die Here weet het as het so moeilik gaan as die man die kinders is almal dieselfde. Jy sien nie 'n opening nie. Alles is donker. Alles lyk moeilik. Dan maak jy die venster na die Ooste toe. Maak jy hom oop. Oh my God. My God. Oh my God. Oh Rabboni. Oh Rabboni. Oh Rabboni. Oh Rabboni. Oh Rabboni. Oh Rabboni. As 'n mens die venster van die Ooste af oopgemaak word. En praat Ooste ook van hoop. Daar's hoop. As jy baie bedruk voel, as jy baie moedeloos voel, en jy het niks in jou huisie, dan stap jy, dan maak jy 'n venster oop. Dan kyk jy aan die rigting horison. Daar is hoop in my stryd. Daar's oorwinning in my benoudheid. Daar is krag in my seer. My God sal hoop bring. My God. My God. Daai môre toe Hanna nie kan baar nie. Toe sy dalk miskien elke oggend nadat sy by haar man ingegaan het, die dag aanskou. En as sy by elke keer die dag aanskou het, moes sy tog Here die môre die sonstraal aanskou het. Toe sing sy my hart jubel, jubel in die Here. Wow, my God. My God. Toe kom die Here vir haar deur. Ek moet klaar maak, ek hardloop nou weer te ver. My God. Die venster praat ook dierbaar is. Dat dit 'n koneksie is. Wanneer die Here 'n venster oopmaak of wanneer iemand 'n venster oopmaak, dan connect dit jou. Dit bring jou in kontak met die wêreld daar buite. Whether you like it or not. Dis ook 'n middeweg vir my en u. Vir 'n nuwe begin. Wanneer iemand 'n venster oopmaak, dan weet jy, dit is die simboliek. Dit is die significance. Ek maak die venster oop.
so that I can start from the beginning. It is a new pathway for a new destination. If you feel overpowered by your circumstances, open a window and look through that window and connect. Connect. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Sê Elisa, skiet die pyl vir die koning. Toe die koning die pyl skiet, toe verteenwoordig dit God se krag en God se invloed in sy omstandighede. Jy moet onthou dat die 'n bedrukte koning was, want die Arameërs het hom omring. Maar hy hou nie rekening met die Here nie. Hy het gegaan met die verwagting om Elisa se toestand te sien. Maar hy doen 'n regte ding toe hy hom roep op sy krygsnaam. Toe hy roep, prys die Here, strydwa, ruiter. Toe rig dit en dit herstel hom vir 'n oomblik. Ja. En net vir daai oomblik, net vir daai oomblik, het hy die vermoë om 'n nasie te red uit die hande van die Arameërs. Toe hy sê skiet die pyl, hy sê dis die Here se pyl, dis 'n pyl van oorwinning. En hy konkludeer vandag deur die volgende te sê. Ek weet nie wat u vanoggend mee te kampe is nie. Ek weet nie wat u mee worstel nie. Ek worstel nou al vir die laaste 2 weke met 'n geweldige stryd. Ek kom vanoggend, prys die Here. Ek kom vanmôre in die naam van die Here. Ek kom om 'n verklaring te maak oor hierdie atmosfeer. Deur vir iemand te sê, vat jou boog. Vat die pyl in jou hand. Halleluja. Ruk jou reg, vrou van God. Man van die Here. Jy weet mos waar die Here jou uitgehaal het. Jy weet hoe jy gesukkel, prys die Here, om te kom waar jy is. Ek profeteer volgende en ek roep vanmôre. Halleluja, jy weet hoe dat jy gehuil het. Hoe dat jy voor hierdie God gesmeek het. Halleluja, ek roep volgende. Die sterk vrou, toe jy in jou eerste liefde was. Hoe jou oë geflikker het, as die duiwel naby jou skare wou kom. Hoe jy die duiwel tromp opgeloop het. Maar nou lyk dit asof die skynsel van 'n dapper vrou en 'n dapper man, halleluja, verby is. Maar ek is hier, ek is gesalf. Mag die Here genadig wees. Ek roep in die krag van die Here. Ek roep die dapper helde. Ek roep die dapper vroue. Ek roep hulle vanmôre. Ek profeteer oor jou. Jy's gesalf. Jy het dit. God het jou gesalf. Jy's gewederbaar deur die bloed van die lam. Jy is wat die Here sê. Jy's uitgehaal en duur gekoop deur die kosbare bloed van die lam. Ek roep die vrou. Ek roep die man van God. Jy's 'n man van God. Jy's 'n vrou van die Here. Jy's gered. Vat die boog. Vat die pyl. Staan op die platte van jou voete. Staan op die platte. Verklaar
daar saam met my. Ek het die boog. Ek het die pyle in my hand. Ek het opgestaan. Die duiwel is 'n leienaar. Ek staan op. Ek staan nou op. No more. No more. No more. Vir te lank het jy stil gebly. Jy het dinge toegelaat om te gebeur. Maar volgens sê die Here, vat die boog, vat die pyl, trek, trek, trek. Ek sê trek, trek die boog, die pyl. My God, my God. Die Heilige Gees sê, iets moet van jou afkom. Jy moet net gehoorsaam wees. En die koning het net so gedoen, soos Elisa hom gevra het. Die skrif sê, het sy hande oor die koning se hande gehou. En hy het getrek die boog en die pyl. Toe hy die pyl trek, toe span die boog. En toe die boog span, en die trek van die pyl op sy laaste is, toe skiet hy. Toe die pyl skiet oor Aram, toe sê die man van God, die Here sê, dit is 'n oorwinningspyl oor Aram. Gee die Here prys. Weet jy wat is oorwinning? As jy geweet het wat oorwinning is, sou jy nie so stil gewees het nie. Ek skiet vanmôre 'n pyl van victory. Victory! Victory! Arrow of victory. I shoot the arrow of victory. Terwyl elke oog gesluit is daar iemand vanoggend wat onder die salwing sy hart vir die Here wil gee. Oh. Die Here wil jou oorwinning gee. Jou oorwinning lê daarin dat jy gehoorsaam moet wees. As daar iemand vanoggend wat sê, pastoor, bid vir my. Gee 'n pyl en 'n boog in my hand. Bid tot die Here dat die Here my op sal tel. Jy's afgeskryf. Jou geroep het stil geword. Mense loop oor jou. Hulle doen en maak met net wat hulle wil met jou. Ek is hier om soos wat die koning gemaak het, om jou krygsnaam te roep tot jou, om jou weer op te tel. Die Here is vanmôre hier, weer lewe in jou te spreek, jou weer 'n boog te gee, jou weer 'n pyl te gee, om oorwinning te spreek. Ek gaan afsonderlik bid, kortliks vir die mense, is 'n salwing. U wat daar in die banke is, steek u hande uit, man, toe asseblief dierbares. Ek vra die manne, die gesalfde manne en vroue, om net agter hierdie mense te staan. Ons skree victory in hierdie huis. Shout victory.
Shout victory. Kom mense, spreek victory man. Victory. Roep victory. Jesus. Thank you Jesus. Broer Nikolai, die Here gee jou as boog. Staan net so agter ons broer. Staan julle net so agter hom. Die Here gee jou 'n boog. Fire! Fire! Take it, Jesus! Fire! Here in die naam van Jesus. Krag is oor jou. Thank you, Jesus. Shoot! Arrow of victory. Victory! 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 Jesus, my Usharabasanda. Victory, 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 victory. Victory, 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 victory. Victory. Shout. Victory. Jesus. Oh my victory. Die boog, oh my. Die pijl voor jou. Halleluja. Oorwinning. 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 Oh Jesus. Oorwinning. Oor hierdie langsleene Here vanmôre. Oorwinning oor hierdie seun se bene. Jesus, thank you, Holy Spirit. O Here, my suster kom. Hierdie dag tot toe uit. Vergeet ons nie. 'n Wonderwerk. Halleluja. Halleluja. Ushatarabasanda.